Goeiemôre, ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor Deuteronomium. Dis 'n lekker interessante 'n boek. En ek gaan net so vinnige kort inleiding vir julle gee sodat ons terwyl julle nou lees uit Deuteronomium dat daar net so 'n bietjie van 'n agtergrond is in julle koppe. Nou Deuteronomium, die woord Deuteronomium is Deutero, die twee Griekse woorde Deutero en nomos. Deutero wat tweede beteken en nomos wet. So dis die tweede wet, die tweede herhaling van wette. En dis eintlik 'n tipe van 'n ooggetuie verslag van die eerste van Exodus af. Exodus, Leviticus en Numeri. Dis eintlik so 'n bietjie van 'n opsomming. Eintlik nie 'n ooggetuie nie, ek wil amper sê 'n oorgetuie, want dit is met oorlewering dat hierdie klomp wette op die ouene behoue gebly het vir die mense. Nou daar's twee interessante, of eintlik baie meer, ek gaan nou net twee noem, maar daar's twee verklarings vir hoe en wanneer Deuteronomium ontstaan het. Die een sê, en dis nou 'n klomp gewyse ouens wat dit sê, slim ouens, hulle sê, die wet, onthou julle, het die Here vir Moses gegee, of 'n klomp van die wette het hy vir Moses gegee, by die berg Horeb. Dan as jy eintlik gaan lees in Leviticus, dan staan daar die Here het uit die tabernakel met hom gepraat. So dit was onderweg in die 70 of 40 jaar in die woestyn, in die wildernis, het hulle kort by 'n plek gekom waar hulle kamp opgeslaan het en dan die Here nog verdere voorskrifte of bepalings vir hulle gegee. So dit wat op die berg gebeur het, by Horeb, was 'n sekere klompie goedjies, hoofsaaklik 10 gebooie, 'n bietjie van 'n grondwet vir menseregte om orde te handhaaf in die kamp en die bepalings oor die tabernakel. Dis omtrent wat daar gebeur het. Dan toe hulle nou begin toer het, Leviticus wat ons daar lees, is net die toer met die tog wat hulle onderneem het die Here kort nog 'n klompie van die voorwaardes en bepalings vir die volk deurgegee. So nou kom ons by die punt waar die een ouens sê, hulle is nou reg voor die ingang, dis 40 jaar gelede wat hulle die wette ontvang het deur Moses, en nou kom Moses en hy wil vir hierdie amper 'n nuwe geslag, onthou nou, die ouens wat dit daar ontvang het almal gesterf, behalwe Joshua en Caleb, so hier is 'n hele nuwe generasie, wat nou gereed staan om die land binne te gaan, en dit is vir hulle, wat volgens hierdie ouens, wat Moses die wette weer wil opskerp, hy wil weer vir hulle seker maak dat hulle daarby gaan bly, so hy herhaal dit, en iemand skryf dit neer, terwyl hy praat, skryf iemand dit neer, of mense skryf dit neer, en hierdie is hoe Deuteronomium ontstaan het, en dit is hoekom dit geskryf is, spesifiek vir hierdie ouens wat nou die beloofde land gaan binnegaan. Die ander verklaring is dat dit op skrif gestel is, of dit het ontstaan in die tyd van die ballingskap, waar die volk het nou ingetrek, hulle die land verdeel, en dit goed gegaan, so goed dat dit amper weer begin sleg gaan, dat hulle die Here weer verloor het, en dat die profete het intussen die volk gewaarsku en gesê, pas op, julle gaan hierdie land verloor, die Here gaan julle wegvat hier, en op die ouene het dit toe gebeur, hulle is toe nou in ballingskap, nou is die swakkes en die armes, die siekes het agtergebly in die land, die Jode. Hierdie ouens beteken niks, hulle kan niks doen nie. Maar, hulle is bekommerd oor die res van die volk wat daar in ballingskap is, dat hulle die Here gaan verloor. Want hulle is weggevoer en dit gaan eintlik met hulle goed, hulle is nie in gevangenskap nie. Hulle kan besigheid doen, hulle kan aangaan daar in Babylonie, hulle is in ballingskap, maar nie in gevangenskap nie, so dit gaan eintlik met hulle baie goed, of met sommige van hulle baie goed. Nou skryf die Jode wat agtergebly het in Israel, skryf vir hulle al hierdie goeders, Deuteronomium, 'n opsomming van die wet, om hulle te herinner aan wie hulle is, waar hulle vandaan kom en wat belangrik is om te onthou. Dis waarmee die Here met hulle besig is. So, wat ook al die waarheid is oor hoe Deuteronomium ontstaan het, dis nie so belangrik nie. Dis regtig nie so belangrik nie. Die feit dat dit 'n tweede keer is wat dit alles op skrif gestel is, dis vir my belangriker.
Die feit dat dit amper 'n opsomming is van wat gebeur het tot nou toe, is vir my belangrik. Nou, hoekom ek dink dis 'n opsomming, is al die detail word nie deurgegee nie. Kom ons kyk 'n bietjie in Deuteronomium 1, praat dit van die plan wat Moses gehad het, om leiers aan te stel, om hom te help met oordele, met striwelinge tussen mense en oordele wat gevel moet word, en hofsaake en al die goeders. Nou, julle sal onthou, in Exodus 18, het Moses se skoonpa, Jethro, het hy daar aangekom en het hom vir die plan gesê, van hoe hy behoort te werk met mense. Hy moet leiers aanstel oor 1000, en leiers oor, dis eintlik 'n hele hiërargie, dis 'n baie mooi sisteem. En hierdie hele sisteem sê iets van persoonlike sorg, en dat elke een in die hele volk die belewenis moet hê, ek word gehoor op 'n persoonlike vlak, nie net iemand wat daar bo sit en op 'n persoonlike vlak, iemand weet van my. Dis 'n belangrike beginsel vir God se volk. Daardie detail word nie in Deuteronomium gesê nie. Hier word net genoem, Moses het gepraat, en dan is dit letterlik, die verslag word hier gestel, wat hy sê, ek het dit gesê, onthou julle, ek het dit gesê, dit kom hier uit, Deuteronomium 1 uit, en dan vertel hy bloot net, die sisteem uit 'n leierskapssysteem, hy het leiers gekies en hulle ingeroep om hom te help. Detail daarvan nie, dis net eintlik opsomming. En die res daarvan ook, dit is baie mooi sistematies, en dit praat van die roete wat hulle gestap het, die ompad wat hulle moes volg, die oorwinnings wat hulle behaal het, in hoofstuk 3 en 4, en 2 en 3, 4, wat die Here vra van gehoorsaamheid, in hoofstuk 5, wat weer 'n opsomming is van die 10 gebooie, in hoofstuk 6, wat hier begin eintlik met 'n hele proses wat ek 'n bietjie later gaan verduidelik, en dit is eintlik die basics van disippelskap, en sorg. Maar goed, dit is die eerste paar hoofstukke van Deuteronomium, en net so bietjie van 'n oorsig. Nou, as julle deur die res van die storie ook gaan lees, is daar 'n paar woorde wat baie voorkom. Die een is land. Die Here gee die land vir hulle. Julle is op pad na die beloofde land, na hierdie land wat die Here uitgekies het, spesifiek vir hulle. Dis belangrik. Die ander woorde wat ook net soveel voorkom is, neem besit. Neem besit van die land. Die land en neem besit, dis hierdie twee konsepte, word evenveel gebruik in die hele boek. Nou, hier is 'n verskriklike belangrike ding vir ons in ons leeftyd. Want dit wat die Here gedoen het in die geskiedenis met sy volk, is 'n werklike prentjie van dit wat met ons vandag nog op 'n geestelike vlak gebeur. So die Here het werklik sy volk deur dinge gesit, waardeur ons ook gaan in 'n geestelike sin. Net soos hulle is ons in 'n geestelike stryd. Net soos hulle is dit wreed, dis erg. Net soos hulle, as hulle in die beloofde land inkom, moet hulle doodmaak die goed wat daar heers. En as die Here vir jou 'n droom gee, jou eie beloofde land, jou toekoms vir jou gee, dan sê hy, ons moet met dieselfde ywer doodmaak wat daar nog heers. En dan Paulus vang dit mooi, en hy begin praat, hy sê, die haat en die woede en die goeders, dit wat welig tier, hier in ons binneste, ons moet dit doodmaak. Dis ernstig, mense. Nou goed, dit sê iets van hierdie oorlog, maar dit sê iets van die inneem van God se beloofde land, God se beloftes oor jou lewe, God se plek van doel vir jou lewe. Nou, daar's twee konsepte wat baie belangrik is in Deuteronomium wat uitkom. Die een gaan daaroor dat die Here sê, hierdie land het ek met 'n belofte aan julle voorvaders al reeds beloof, dit is julle sin. Gaan neem dit in besit. Maar so daar's 'n onvoorwaardelike eienaarskap. Die Here gee die eienaarskap in hulle hande. Wat nie onvoorwaardelik is nie, is die bewoning van die land. Dis baie belangrik. Dis voorwaardelik. Hy sê, ek gee vir die land, maar om hier te woon, is hier 'n klompie goedjies wat julle sal moet doen. En as julle dit nie doen nie, die land is julle sin, maar julle gaan nie daar woon nie, ek gaan julle wegvat.
Want om hier te lewe, en dit is 'n tipe van God se koninkryk vir vandag. Hy gee vir ons die koninkryk, dis onsinne. Maar om sy koninkryk te beleef, vra hy van ons 'n klompie goedjies. En hy sê, as daar 'n klompie goed in jou lewe is, gaan jy nie die koninkryk beleef nie. As daar sonde in jou, jy gaan nie die koninkryk beleef nie. Want die koninkryk word beleef, word besit, word bewoon deur hulle wat ernstig is en die Here navolg. Ons het 'n geskenk. Ons het God se koninkryk as 'n geskenk. Dis onsin. Beleef jy dit? Nee, hoekom nie? Want dalk is daar nog dinge wat jy nie doodgemaak het nie. Dalk is daar nog dinge wat jy nie weggedryf het nie. Dalk is daar dinge wat jy nie meer gedeel het in jou lewe nie, wat jy eers moet klaarmaak. En dis die storie uit Deuteronomium. As ons dit lees ons 'n fisiese storie met in ons agterkoppe wat jy kan vashou, is die storie van die oorlog om God se koninkryk in jou lewe te vestig. En dis waarmee ons besig is. As disippels van Jesus is dit waarmee ons besig is. Ok, dit gee vir mense net so 'n bietjie van 'n agtergrond, en is nou 'n klomp deurmekaar dinge wat ek dalk genoem het, maar ek hoop julle kry 'n bietjie van 'n gevoel, nou, veral in die eerste klompie hoofstukke van Deuteronomium. Mag julle lekker week hê, lekker lees.